Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het en dat die Here nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. Ons eer hom vir sy instandhoudende genade en dat hy ons dag na dag dra en seën met die keer van sy seëninge. Die gebed van my hart is dat u en ek in hierdie dag en in hierdie week bruikbare instrumente vir die Here in sy koninkryk sal wees, dat ons die oog gefestig sal hou op Jesus die leidsman en die volëinder van ons geloof. Ek gaan vanmôre begin met so kort reeksie vriende wat handel oor mede-erfgename van Christus. Dit kom daar uit Romeine 8. Is 'n studie wat ek so 'n bietjie gedoen het so tydjie terug, wat my hart aangegryp het en 'n gedagte waaroor ek gedink het en bly dink, en die gebed van my hart is dat ek so ietsie daarvan met u vanmôre kan kommunikeer. Daardie pragtige liedjie sê, o dit sal wees, heerlik en soet, ja heerlik en soet, as ek hom eens deur genade aanskou, dan is dit heerlik en soet vir my siel. En ag vriende, dis presies waaroor vanmôre se boodskap gaan, dat ons in Christus hierdie vaste sekerheid het, dat ons in sy heerlikheid sal wees, sy heerlikheid sal aanskou, en as mede-erfgename vir ewig saam met hom sal wees. Nou vriende, as ons lees wat staan in Romeine 8 vers 15 tot 17, is dit regtig 'n mondvol, en gaan ons poog om hierdie 3 verse vir u dan kortliks te hanteer en vir u die waarhede daarvan deur te gee. Die apostel Paulus skryf aan hierdie gemeente en hy sê, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Die gees self getuig, saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Nou vriende, as ons wegval met vers 15, dan staan daar eenvoudig, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie. Wat bedoel die apostel Paulus as hy dit skryf? Nou vriende, ons as ongeredde mens, in ons ongeredde staat, lewe eintlik in konstante vrees. Vrees vir die dood, vrees vir God se oordeel, ons vrees baie keer die dag van môre, ons vrees ons omstandighede, en is dit eintlik 'n algemene bekende feit dat ongeredde mense in vrees lewe, en daarom is daar so baie van hulle wat verslaaf is aan dwelms, drank, aan medikasie, aan allerlei dinge, want hulle kan nie die dag tegemoet gaan nie. Hulle het nie die nodige krag van God die Heilige Gees om hulle die dag tegemoet laat gaan nie. Daarom sit hulle met soveel oorweldigende vrees in hulle lewens. Nou vriende, ons weet die oordeel is 'n werklikheid. Ons weet dat ons ongered gebore word. Ons weet die Bybel sê vir ons dat die toorn van God oor die sondaar se lewe broei, Johannes 3 vers 36. Maar een ding leer die Bybel ook vir ons, dat die Here sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, dat ek vir julle rus kan gee. Die Here sê, as ons sondes bely, is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Die Bybel sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, Efesiërs 1:7, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. So wat wil die Bybel vir ons leer, vriende? As ongeredde mense, is daar vir ons net een hoop. Dis Christus Jesus, die gestuurde wat van God die Vader kom, wat die gestalte van 'n mens kom aanneem het, wat 'n volmaakte lewe gelei het, en aan die vloekhout op Golgotha gesterf het, ter wille van ons sonde en ons oortredinge. Ons weet, vriende, dat die Here ook die een is wat van ons verwag om die wet volkome te onderhou. En ons kan nie, daarom vrees ons. Maar daar was een wat die wet volkome kon onderhou. Dit was Jesus Christus, en hy het in ons plek gesterwe. En ons staan voor God die Vader asof ons die wet volkome onderhou het. Wonderlik om aan hierdie groot waarhede te dink, dat Christus so groot werk gedoen het, dat ek veilig in hom is, en in hom alleen. Jy moet onthou, vriende, hy het ons uit die duisternis kom oral na sy wonderbare lig, uit die koninkryk van Satan na sy heerlikheid. Ons was, vriende, vuil en vol sonde, en Christus het hierdie sonde op hom geneem, en ons bekleed met die kleed van sy geregtigheid. Daarom sê die Bybel vir ons baie duidelik, ons hoef nie weer die wet te vrees nie, ons hoef nie die oordeel te vrees nie, ons hoef nie te vrees dat ons weer verlore sal gaan nie, want elke weergeborene het God se gees vir tyd en ewigheid in hom of in haar. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, ons hoef nie te vrees dat ons verlore sal gaan, of dat ons in die wet sal val en dan ons saligheid sal verloor nie. Maar hoor, ek sê die Bybel vir ons het nie 'n gees van slawerny ontvang om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Ek het die voorreg om my 3de seun saam met my vroutjie groot te maak, en ag vriende, as ek sien die vrymoedigheid wat my seun teenoor my het, as hy my iets wil vra, as hy wil ek met iets saam met hom doen,
Daar is hierdie vrymoedigheid, hy kom na my, hy gesels met my, baie keer is daar grappies wat ons met mekaar maak, en ons moet nooit die vader-seun verhouding op aarde heeltemal deurtrek na ons verhouding met God die Vader, deur Jesus Christus ons redder nie. Want u sien, daar is tog die onderskeid, hy is die heilige, sondelose God, en ook ons redder. Maar tog wil die Bybel vir ons in 'n mate 'n begrip deurgee, dat ons nou tot God die Vader kan nader, deur Jesus Christus, soos kinders na hulle Vader sal gaan. Hierdie begrip is so duidelik, dat ons die vrymoedigheid sal hê, dat ons op grond van Jesus Christus se regverdigheid sal uitroep, Vader, ek bid dat u my sal hoor, ter wille van Christus en die werk wat hy vir my gedoen het, ter wille van die reddingswerk wat hy in my lewe bewerk het. En dan sê die Bybel vir ons baie duidelik, daar is hierdie spontane uitroep, Abba, Vader, my God, die een aan wie ek nou behoort. So, die Bybel is baie duidelik, dat die Here hierdie gees van vrees weggeneem het, die gees van slawerny, die juk van sonde, hierdie vrees vir, dat ons sal verval van sy genade, en hy gee ons sy gees, wat in ons harte uitroep, Abba Vader. En dan die gedagte, die gees self getuig, saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Nou vriende, hierdie getuienis van God die Heilige Gees, is 'n getuienis wat die Here vir ons gee, en na mate ons geloof sterker word hierdie getuienis groter. U sien, dis nie 'n losstaande getuienis van die Bybel nie. Dis nie 'n stemmetjie wat heeltyd vir my sê, jy's gered, jy's gered, jy's gered nie. Want as ons op stemmetjies wil gaan, of op gevoelens, ek voel ek is gered, ek voel ek is gered, ek voel ek is gered, sal ons heeltyd, vriende, in hierdie verwarring onsself bevind. Maar hierdie gedagte, dat God se gees wat nou in ons woon, wat die vrees vir die oordeel kom wegneem het, is juist die een wat nou getuig, dat ons kinders, weer 'n keer, die gedagte van kind van God is. En ag vriende, dit is een ding wat verseker is, dat 'n kind bly 'n kind. Ek het al baie keer vir my kinders gesê, dat jy kan 'n kind weggee vir iemand anderste. Hy bly nog steeds jou kind. Jou kind kan stout wees, hy bly nog steeds jou kind. Hy kan soet wees, hy bly jou kind. Jou kind bly jou kind. Deur die geboorte het hy jou kind geword. En dis presies dieselfde. As ons weergebore word ons kind van God deur die wedergeboorte. En daarom getuig God se gees saam met ons gees. En hoe getuig God se gees? Vriende, eenvoudig. Die gedagte dat ek God liefhet. Die Bybel sê, uit myself kan ek God nie lief hê nie. So God se gees werk hierdie liefde in my. Dis 'n getuienis van die gees, dat ek nou kind van God is. Die feit dat ek God se woord lees, God se woord verstaan, God se woord liefhet, dit beteken nie ons verstaan alles en ons lees elke dag die Bybel soos ons dit moet lees nie. Maar dit is 'n interne getuienis, want dit is die kinders van God wat smag na die lewende woord van God. Die feit dat ek bid, dat ek met God kommunikeer, die begeerte wat ek het om te praat met God in die gebed, die getuienis wat ek lewer teenoor sondaars, vriende, die vrug van die gees wat in my lewe na vore kom, die verandering in my daaglikse lewe, is alles die interne en eksterne getuienisse van die Heilige Gees, wat in my lewe as kind van God na vore kom. En nou gaan ons môre 'n bietjie stil staan by die volgende vers, wat die Bybel sê, die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan is ons erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Ons gaan môre 'n bietjie daarna kyk. Die gebed van my hart is dat hierdie waarhede wat ek vandag met u gedeel het, sal insink in u hart. Dat dit vir u blydskap sal gee. Dat dit vir u vrymoedigheid sal gee in u wandel saam met die Here en in u getuienis vir die Here. En mag die Here ook sy koninkryk uitbrei deur jou getroue getuienis wat jy lewer aangaande hierdie wonderbare God wat jou uit die duisternis oorgebring het na sy wonderbare lig. Vriende, groete vir u. Mooi dagie verder, tada.